Baie welkom by vandag se kategese les. Die laaste 2 weke het ons bietjie gesels oor lig en vandag gaan ons gesels oor water. Kom ons dink bietjie aan die eienskappe van water. Water is 'n vloeistof. Dit kan warm wees of dit kan koud wees. Dit is lekker om in warm water te bad of te stort en is lekker om in water te swem wat nie te koud is nie. Partykeer soos in die Kaap is die water baie koud, dan is dit nie te lekker om daarin te swem nie, maar dit is baie lekker om ijskoue water te drink, nê. Ons kan dus sê, water is verfrissend, dit help ons ontspan en dit les ons dors. Kom ons dink bietjie, waar kom water vandaan? Waar kry ons oral water? Ons kan sê dit reën, dan kan ons sien die damme word vol, en swembaddens word vol, en die tuin word groen. Die boere is ook baie dankbaar vir water, want dit beteken hulle plante kan groei, en hulle diere het se kos kan groei, dat hulle kan eet, en hulle het water om te drink. So ons kan sê, water gee lewe. Sonder water kan niks of niemand lewe nie. Kom ons kyk 'n bietjie na hoe dit hierdie afgelope paar weke gereën het. Dit het so baie gereën, as mens na hierdie ligfoto van Hartbeespoortdam kyk, kan mens sien hoe mooi lyk dit as die sluise oopgemaak is. Kyk net al daai water. Die lug was so vochtig, dat die sade bo op die grond sommer ontkiem het. Die lewe gee nooit moed op nie. Hierdie avokadopit het sommer net van self in die warm bak ontkiem. Kom ons kyk watter van hierdie emmertjies werk goed om water op te skep. Die siffie kan nie water inhou nie, want hy is vol gaatjies. Soos wat julle kan sien, het die emmertjies al 2 gate in, daarom behou dit nie hulle water. Hierdie emmertjie kan water inhou, want hy het geen gaatjies nie. Kom ons dink bietjie as 'n mens dors word. Hoe voel dit in jou lyf of in jou mond? Jy voel sommer, jou mond voel bietjie droog, jy het miskien nie energie nie, jy is dalk oppapperig asof jy bietjie verlep voel, en as jy iets gedrink het, dan voel jy sommer weer vars en lus om dinge te doen. So ons kan sê, water gee vir ons lewe, en dit gee vir ons energie. Kom ons dink bietjie, wat beteken dit vir ons op 'n geestelike vlak? Gaan lees gerus die verhaal in Johannes 4, vers 1 tot 42. Ons lees daar van 'n Samaritaanse vrou wat dors was, wat op haar eie, sommer so in die middel van die dag, gaan water skep het by die put net so buite die dorp. Sy ontmoet vir Jesus daar, maar sy besef nie wie dit is nie. Hy weet presies wie sy is en hy gesels met haar. Ten spyte van haar verlede of haar foute wat sy dalk gemaak het, bied hy vir haar sy genade aan en hy veroordeel haar nie. Jesus bied toe vir haar water van die fontein van die lewe aan om haar geestelike dors te les. Jesus het gekom sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Wanneer ons uitgeput of moeg voel, of geestelik dors voel, maak jou hart oop dat die Gees van God soos 'n stroom water deur jou hart en jou lewe kan vloei. Ons moet die krag van sy Gees en sy genade indrink tot diep in ons binneste. Dit gee ons hoop om te weet dat God se fontein van lewende water nooit opdroog nie. Dis nie soos 'n emmertjie met gaatjies wat leeg word nie. Baie sterkte vir almal wat môre terug gaan skool toe. Kom ons gaan die dag in die nuwe kwartaal tegemoet met die wete dat God met ons is. Mag julle sy teenwoordigheid beleef en besef dat sy fontein van lewende water vir jou krag en energie en lewenslus in oorvloed sal gee om enige uitdaging wat na jou kant toe kom met selfvertroue te kan hanteer. Totsiens en ons sien julle gou-gou weer. We never will run dry.